Wat 'n wonderlike lied om mee te begin. En so ons fokus op die Here te plaas. Daar is niemand soos die Here nie, né? Een van die uitdagings wat ek gehad het om ooit eendag hier te kom staan, is hoekom staan iemand hier en sê iets? En al wat my oortuig het om ooit die geleentheid te gebruik, is die feit dat God se woord en sy grootheid en sy almag is bo alles. En so vanmôre as ek hier voor julle staan, is ek regtig onder bewussyn van die feit dat hierdie God wat ons nou net geloof en prys het met hierdie sang, is die ene wie se woord ons na gaan luister. So mag sy woord vandag na ons harte toe kom, almal van ons harte. Mag ons luister wat sê die God van die heelal deur sy gees, en dan luister ons daarna. Nee, so hierdie lied pas baie mooi daarbey in. Persoonlik moet ek vir julle sê, dis baie lekker om vir julle te preek vanmôre. My eerste poging was in Engels vir 'n troue voor 'n klomp vreemde mense. Dit het gevoel soos om in 'n haai tank in te spring en nie te weet wat aan die ander kant gaan uitkom nie. So dis heerlik om in my moedertaal te kan praat vandag. Ongelukkig vir so 2 of 3 van julle het julle al gehoor dat ek sê, alhoewel die toepassings 'n bietjie anders gaan wees. So ek hoop julle luister weer. Tim Keller sê, in The Meaning of Marriage, skryf hy, "My wife has lived with at least 5 different men since we were wed, and each of the 5 has been me." Keller beklemtoon dat sy vrou nie geweet het hoe sy karakter sou verander in die jare van hulle troue nie. Toe sy vrou met hom getrou het, het sy nie geweet watter weergawe van Keller sy nog in die toekoms mee moet saamleef nie, en watter nuwe Keller sy gaan ontmoet nie. En soos Keller se vrou, leef ons in 'n wêreld waar mense nie weet wat die toekoms kan inhou nie. Ons weet nie watter vreugde en seëninge of watter hartseer en teleurstellings oor ons pad gaan kom nie. Ons weet nie watter probleme oor ons pad gaan kom nie. Maar vir sommige van ons, en dis baie belangrik, is dit ook die groot onbekendes, die groot vraag. Is daar 'n God wat ek in kan glo? Is daar betekenis in hierdie lewe en is daar hiernamaals? Onsekerheid was nie net relevant in die Bybelse tye toe Salomo Spreuke geskryf het nie, maar dit is ook nog relevant vandag. Daar's niks wat ons kan doen om sekerheid te kan kry oor wat môre gaan gebeur of in hierdie week gaan gebeur nie. Mense het nog nie 'n manier gekry om die toekoms te kan voorspel nie. Volgens die Bybel was Salomo die wysste man wat nog ooit geleef het. En hy het die grootste deel van die boek Spreuke geskryf. Spreuke is een van die minstukke wysheidsliteratuur wat ons in die Bybel sien. En Salomo begin met 7 hoofstukke waarin hy onderrig vir sy seun gee oor wysheid. Hy sluit dan daai eerste afdeling van sy boek af met 2 storie vertel hoofstukke, waarin hy 2 dames gebruik of 2 vroue gebruik om wyse besluitneming uit te beeld. Ons gaan vandag na hierdie 2 storie vertel hoofstukke kyk. Ek gaan probeer aandui hoe die Bybel ons leer om 'n onsekere toekoms in te gaan met wysheid. En hiervoor gaan ek 3 punte gebruik wat ek glo uit die teks kom. Die eerste een is die oproep van wysheid. Die tweede een is wysheid se karakter moet gekoester word. En die derde een is die gevolge van jou keuse. So ons gaan kyk na die oproep, die karakter en die gevolge. Uiteindelik hoop ek om julle te oortuig om 'n heeltemal onsekere toekoms aan te pak deur Salomo se raad te gebruik. Ek hoop ook om diegene wat nog nie glo nie, te wys na die ware bron van wysheid, God deur Jesus Christus, en om julle te oortuig om 'n onsekere toekoms saam met hom te wandel. Ons gaan die relevante teks lees, soos wat ons deur die preek gaan, maar intussen kom ons sluit ons oë, dan bid ons net vir God se hulp, terwyl ons besig is met sy woord. Here, ons dankie dat U vanmôre U woord vir ons gegee het, en ons bid, Here, dat U ons sal seën as ons luister na wat U diensknegt Salomo gesê het so baie jare terug. Ons dank U dat U hierdie woord van U mag open in vryheid en sonder beperking om hierdie woord te kan oopmaak. U het vir Salomo besondere gawes gegee in wysheid en deur die werking van U Gees dit vir ons laat opteken sodat ons dit vandag kan lees. Maar Here, dit is een ding om dit te kan lees en is 'n ander ding om dit te verstaan. Wil U deur U Gees vandag teenwoordig wees, sodat ons dit nie net sal lees nie, maar dat ons dit sal verstaan ook.
Wil U die een wees wat insig gee? Here, ek bid dat U my sal help om U woord getrou te preek. Ek bid dat die gemeente by my baie foute sal verbykyk en dat hulle harte oop sal wees vir U en U woord. Bedek asseblief vandag my swakhede en gee dat U woord nie onverrigte sake sal terugkeer nie. Here, kom verheerlik U self vandag in die prediking van die woord. Mag U fokus op U, U woord, U wysheid en U insig wees. Ons bid dit met verwagting en in die naam van Jesus. Amen. Blaai asseblief in julle Bybels na Spreuke 8. Spreuke 8, ons gaan vanoggend bietjie in Spreuke 8 en 9 rondspring. So as julle na Spreuke 8 toe sal blaai, gaan ons daar begin. Spreuke 8 vers 1. So die eerste punt is, kom ons begin en lees en dan kyk ons na die oproep wat wysheid maak. Nee, so dis ons eerste punt, die oproep van wysheid. Spreuke 8 vers 1, ek lees uit die 2020 vertaling. Is dit nie wysheid wat uitroep en verstandigheid wat haar stem laat opklink nie? Op die top van die hoogtes langs die pad, waar die hoofpaaie bymekaar kom, het sy stelling ingeneem. Langs die poorte by die ingang na die stad, by die toegang tot die poortdeure roep sy opgewonde uit. Na julle manne roep ek, my stem is gerig tot mensekinders. Kry tog insig en vernug, onverstandiges, onnoseles, bring die hart tot insig. En dan wil ek hê julle moet net aangaan vir 'n hoofstuk, Spreuke 9. Spreuke 9 vers 3. Sy, dit is nou wysheid waarvan ons praat, het haar diensmeisies gestuur, sy roep vanuit die hoogste plekke in die stad. Wie onkundig is, moet hierheen afdraai. Vir die sonder verstand, het sy gesê, kom eet van my brood en drink van die wyn wat ek gemeng het. Bly weg van onkundiges en leef, betree die weg van insig. En dan as jy so eentjie verder in Spreuke 9 na vers 13 toe gaan, Spreuke 9 vers 13, vrou dwaasheid is luidrugtig, onbesonde en weet niks. Sy sit by die ingang na haar huis op 'n troon op die hoogste plek in die stad om te roep na hulle wat op die pad verbygaan, wat reguit loop op hulle paaie. Wie onkundig is, moet hierheen afdraai. Vir die sonder verstand het sy gesê, gesteelde water is soet en brood in die geheim geëet is smaaklik, maar hy weet nie dat die skimme daar is nie, in die dieptes van die doderyk in 'n haar genooides. So wanneer ons daaraan dink om wysheid in hierdie lewe te verkry, dink ons soms daaraan as 'n ingewikkelde proses, omdat daar baie dinge is wat ons in ag moet neem. Ons moet baie veranderlikes in ag neem as ons dink en bid oor wat 'n wyse manier is van optrede. Maar volgens hierdie teks is wysheid maklik om te vind, aangesien wysheid baie moeite doen om gehoor te word. Ons sien die volgende in die teks oor haar oproep. Eerstens roep sy oral. Sy roep op die hoogtes, sy roep by die kruispaaie en by die poorte. Tweedens roep sy ernstig. Nie net roep nie, maar sy roep hardop. Volgens die 53 vertaling roep sy hardop, maar volgens die ESV is sy besig om baie ernstig te roep. Die Engels sê, beside the gates in front of the town at the entrance of the portals, she cries aloud. Daar is nogal sterk emosie hier. Die 2020 vertaling het die woord opgewonde gebruik, maar ek hou meer van die ESV of die 53, want dit wys hoe ernstig sy roep. En dan derdens, sy berei noukeurig voor vir hierdie oproep. Sy het brood en wyn reggemaak vir diegene wat sy roep. So ons sien dat wysheid baie moeite doen om gehoor te word. Maar ons moet onsself afvra, wie roep sy? En weer in die teks sien ons, sy roep in breë trekke na manne en haar stem na alle mensekinders. Die betekenis hier is dat dame wysheid roep na al die kinders van Adam, insluitende vroue. So alle mense moet hulle ore oopmaak en luister wat wysheid sê. Maar as alwel sy in die breë trekke roep sy spesifiek na die onkundiges en die onnoseles aan. Ek gaan na die onnoseles verwys as na die dwaases vir die res van hierdie preek. Dit strook bietjie met die konteks van hoe dit is. So die onkundiges hier, die eerste een wat sy spesifiek na roep, is 'n vertaling van die oorspronklike teks wat onervare mense impliseer. Diegene wat die toekoms nie ken nie, en diegene wat nie ervaar het wat hulle gaan aanpak nie. So of dit nou is om in 'n huwelik in te gaan, of dit is om kinders groot te maak, of dit is om 'n nuwe beroep te betree, of dit is om in 'n vreemde land te gaan bly, as jy nie ondervinding het van wat jy gaan aanpak nie, dan is jy hierby ingesluit. Dan is jy die onkundige een wat wysheid mee praat. Maar sy noem ook die dwaase, spesifiek die dwaase.
Dwaase is by implikasie die mense wat slegte besluite neem. Die dwaasheid van hulle keuses kenmerk hulle en daarom word hulle dwaase genoem. Maar ons sien ook hier's 'n ander karakter wat roep. Salomo skep spanning in hierdie hoofstuk wanneer hy vir ons 'n ander vrou wys wat dwaasheid genoem word. Interessant genoeg roep dwaasheid ook na dieselfde mense wat wysheid roep. En nie net roep sy na dieselfde mense nie, sy roep op dieselfde manier as wat wysheid roep. Sien die teks sê dat beide wysheid en dwaasheid presies dieselfde woorde gebruik. Dit staan op 2 verskillende plekke, maar wie onkundig is, moet hierheen afdraai. Vir die sonder verstand, het sy gesê, hulle gebruik dieselfde woorde. So Salomo gebruik hierdie 2 vroue en die feit dat hulle al 2 roep om 'n toutrekkery in 2 verskillende rigtings te veroorsaak. Hy wys sy seun dat hy gaan wonder as hy lewenskeuses maak of hy moet kies vir die een rigting en of hy moet kies vir die ander rigting. As hy sy seun die regte keuse maak, gaan dit 'n wyse besluit wees. Maar as sy seun in die ander rigting kies, gaan sy besluit 'n dwaase besluit wees en hy gaan bekend staan as 'n dwaas. So voordat ons hierdie eerste stuk afsluit, moet ons osself afvra waarom Salomo vroue gebruik om hierdie verhaal te illustreer. Die antwoord is baie eenvoudig dat die Hebreëse selfstandige naamwoord vroulik is en dis natuurlik om na vrouwysheid as 'n vrou te verwys. Ons sien dit ook met ander tale soos Frans en Duits waar dit so gebruik. Damewysheid word beter beskou hier as 'n poëtiese verpersoonliking van wysheid. Dit is dus die gebruik van figuurlike spraak om beginsels wat in Salomo se kop is toe te lig wanneer hy sy seun onderrig. Hierdie verpersoonliking strook ook met die genre waarin hierdie boek geskryf is, Spreuke. Ons moet dus nie iets van hierdie storie maak wat dit nie is nie. Ons moet aanvaar dat hierdie oproep figuurlik is en ons moet wysheid en haar oproep nie in 'n letterlike sin interpreteer nie. Vrou wysheid is nie iemand regtig nie. So om hierdie eerste deel van die preek af te sluit wat ons met die titel die oproep van wysheid, sien ons dat wysheid maklik is om te vind, aangesien sy baie uitgebreid roep. Sy roep alle mense aan, maar sy roep spesifiek die onkundiges, as ook die onervares en die dwaases aan. Maar ons weet hier's 'n ander stem wat ook roep, en dit is die van dwaasheid, wat ons aandag probeer aflei van dit wat wysheid sê. So tweedens sien ons dat wysheid se karakter gekoester moet word. Kom ons draai weer na ons Bybels toe. Ek gaan vir ons lees in Spreuke 8 vers 6, so as julle weer terug kan gaan na Spreuke 8 toe. Spreuke 8 vers 6 tot 22. Luister, want oor gepaste dinge praat ek, en oor my lippe kom wat reg is. Van die waarheid, dit verkondig my mond, en afstootlik vir my lippe is goddeloosheid. Wat reg is, kenmerk al die woorde uit my mond. Niks daarin is geslepe of verdraai nie, dit is alles duidelik vir wie insig toon, en gepas vir hulle wat kennis verwerf. Aanvaar my vermaning, en nie silwer nie, aanvaar kennis eerder as goud. Ja, wysheid is beter as koraal. Koraal word vertaal as juwele, so in plaas van koraal kan julle juwele sien. Wysheid is beter as juwele, en niks wat begeerlik is kan met haar vergelyk word nie. Ek wysheid, die kennis van goeie oordeel verkry ek. Ontzag vir die Here is om kwaad te haat, verwaandheid, hoogmoed, 'n verkeerde pad en 'n verdorwe mond haat ek. Ek beskik oor raad en vindingrykheid. Ek insig beskik oor krag. Deur my regeer konings en hooggeplaastes vaardig regverdige dekrete uit. Deur my voer aanvoerders bevel, ook vooraanstaandes. Almal wat regverdige beslissings neem. Wie my lief het, het ek self ook lief. En wie my soek, sal my vind. Welvaart en eer is by my, bestendige rykdom en geregtigheid. My vrugte is beter as goud, as fyn goud. My opbrengs beter as uitgesoekte silwer. Op die pad van geregtigheid loop ek, presies op die paaie van regverdigheid, omdat hulle wat my lief het, besittings te laat erf. Hulle voorraadkammers maak ek vol. Die Here, hy het my geskep, as die eerste van sy werke, voor sy dade van lang gelede. In die verre verlede is ek gevorm, aan die begin voor die aarde. Daar was nog nie oerwaters nie, toe is ek voorgebring. Daar was nog nie fonteine ryk aan water nie. Voordat berge ingeplant is, voor heuwels daar was, is ek voortgebring. Toe hy nog nie grond en oop weivelde gemaak het nie, die eerste grondsoorte van die vasteland. Toe hy die hemele gevestig het, was ek daar. Toe hy die horison afgemerk het,
oor die oppervlak van die watermasse, toe hy die wolke hemel daarbo gevestig het, die fonteine van die oerwater sterk gemaak het, toe hy die see sy grens vasgestel het, dat die water nie sy bevel sou oortree nie, toe hy die fondamente van die aarde afgesteek het, was ek 'n lieflingskind aan sy sy. Ek was dag na dag sy vreugde, terwyl ek die hele tyd voor hom speel. Terwyl ek die bewoonbare deel van die aarde speel, het ek vreugde vind in die mensekinders. So Salomo gaan voort om sy seun te onderrig, en hy noem verskeie karaktereienskappe van wysheid. Salomo probeer sy seun oortuig, dat hierdie eienskappe van wysheid kosbaar is. Hy skets 'n baie aantreklike prentjie van wysheid, sodat sy seun nie later sal wonder oor die karakter van wysheid, wanneer Salomo by die praktiese deel kom van sy verhaal nie. Maar hy wil ook vir sy seun wys, dat wysheid begeer en gekoester moet word. Dink aan iets waardevols, as iets wat jy graag wil hê, jy versorg dit, jy bære dit veilig, jy vertoon dit dalk om gesien te word, jy koester dit, jy dink gereeld aan hierdie ding. Salomo wil hê sy seun moet so oor wysheid dink, terwyl hy hierdie karaktereienskappe van wysheid vir hom beskryf. Dit sal ook sy seun help om later wysheid te kan herken. So kom ons kyk na van hierdie karaktereienskappe. Eerstens, wys Salomo vir ons hoe kosbaar wysheid is deur aan te dui wat se tipe spraak sy gebruik. Dis insiggewend om al die eienskappe van haar spraak hier raak te sien uit die teks. Sy spreek gepaste dinge, dinge wat reg is, die waarheid. Haar woorde is nie geslepe nie, haar woorde is nie verdraai nie. En haar spraak is duidelik. Sy lewer ook kommentaar op spraak in die algemeen. Sy wys dat verwaandheid, hoogmoed en verdorwe denke is bose dinge wat sy haat. Hy wil hê dat sy seun moet sien wysheid is aantreklik, want haar edele en regverdige karakter word aangedui deur haar bewonderenswaardige spraak wat sy gebruik. Salomo gaan voort om vir sy seun nog 'n karaktereienskap van wysheid uit te lig. Hierdie tweede karaktereienskappe is dat sy is meer begeerlik as besittings. Wysheid toon in die teks dat haar instruksies beter is as silwer, goud of aardse besittings. Niks wat jy op aarde kan begeer, kan met haar vergelyk nie. As jy wil weer dan na Spreuke 8 wil kyk, vers 10 en 11, aanvaar my vermaning en nie silwer nie, aanvaar kennis eerder as goud. Ja, wysheid is beter as koraal en niks wat begeerlik is kan met haar vergelyk word nie. So tweedens is sy belangriker as besittings. Derdens sien ons dat wysheid waardevolle is vir diegene in regerende posisies. Salomo wys vir sy seun dat konings, heersers en adelikes wysheid begeer. Hy wys vir sy seun, as hierdie mense hulle werk wil doen met wysheid aan hulle sy, dan moet wysheid mos kosbaar wees. Hulle soek haar, want die teks sê vir ons, sy besit raad, vindingrykheid, insig en krag. Kom ons lees weer vers 15. Deur my regeer konings en hooggeplaastes, vaardig regverdige dekrete uit. Deur my voer aanvoerders bevel, ook vooraanstaandes, almal wat regverdige beslissings neem. So was die derde rede. Hierdie hooggeplaastes soek vir wysheid. Laastens, dui Salomo wysheid se waarde aan, omdat God haar geskep het. Kom ons lees Spreuke 8 vers 22. Die Here, hy het my geskep as die eerste van sy werke, voor sy dade van lang gelede. So sy het bestaan voor God die wêreld geskape het. In die daaropvolgende 6 verse, dis nou na vers 22, lees ons van wysheid se noue werking en met God en hulle interaksie. In hierdie 7 verse sien ons 'n baie ryke skepingsverhaal wat aandui dat wysheid wenslik is. As God haar in hierdie ingewikkelde skepingswerk gebruik het en as sy altyd aan sy sy was, dan is sy mos baie begeerlik. Maar Salomo wys ook vir ons hierdie vrou dwaasheid. Hy wys sy seun, en terwyl hy baie min tyd aan die onderwerp bestee, dat dwaasheid ongewens het en dat sy geen waarde het nie. So ons sien, wysheid het baie waarde en dwaasheid het niks waarde nie. Hy wil hê sy seun moet die kontras sien tussen waardevolle wysheid met 'n hele lys van begeerlike deugde en dwaasheid met baie min om te bied. Salomo beskryf dwaasheid as iemand wat luidrugtig roep, sy is onbesonne en sy toon geen kennis nie. Haar uitnodiging is vir dinge in die geheim en diefstal. So onbesonne is 'n snaaks Afrikaanse woord.
beteken om nie te dink oor dit wat gesê of gedoen word nie. So dwaasheid dink nie oor wat sy sê of doen nie, en dis baie keer iets wat sommer vinnig gebeur. So met al hierdie eienskappe van dwaasheid, wil Salomo 'n aversie, 'n afkeer in sy seun skep vir dwaasheid. So om hierdie afdeling af te sluit, laat ons onthou dat ons eerste punt was, dat wysheid roep almal van ons, en dat sy maklik is om te hoor. Toe in hierdie tweede afdeling het ons gesien, hoe wysheid gekoester en begeer moet word. Salomo kom dan uiteindelik by die praktiese deel van sy preek, van sy storie. Wat doen ek met hierdie oproep van kosbare wysheid? So die oproepe van wysheid en dwaasheid is duidelik. 'n Mens kan een van hierdie vroue volg, en elkeen van hierdie keuses, of jy nou vir die een volg of die ander een volg, het 'n gevolg. Laastens vertel vrou wysheid ons wat hierdie gevolge is. Kom ons lees ons laaste deel in Spreuke, Spreuke 8, vers 32. Spreuke 8, vers 32. Luister dan nou, my seuns, want gelukkig is hulle wat my weë bewaar. Luister na tug en word wys en verwerp dit nie. Gelukkig is die mens wat na my luister, om dag vir dag te waak aan my deure, by die syposte van my poorte die wag te hou, want hy wat my vind, het die lewe gevind, en verkry 'n welbehae van die Here. Maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe. Almal wat my haat, het die dood lief. So vers 32 bevat die woorde dan nou. Na haar oproep sê sy luister, dan nou. Nou ons kan sê, regtens vra, en wat dan nou? Nou sê sy luister. En die resultaat van luister en hoor, sien ons in Spreuke 8 vers 35. Want hy wat my vind, het die lewe gevind. In teenstelling hiermee, vind elkeen wat dwaasheid vind, soos wat dit in Spreuke 9:18 is, die dood. Uitgebeeld die doderyk. So hulle wat na wysheid luister, vind die lewe, hulle wat na dwaasheid luister, vind die dood. Ja, maar julle kan vir my sê, Jean, dit klink vreeslik intellektueel. Hoe moet ek hierdie luister, hoor en lewe vind storie doen? Wat moet ek met hierdie wysheid maak? As jy in Spreuke 9 vers 10 kyk, sê wysheid, die begin van wysheid, 9 vers 10, die begin van wysheid is ontzag vir die Here, en kennis van die Heilige is insig. Nou kom ek verduidelik bietjie. In Salomo se tyd het ontzag vir die Here, die 53 vertaling praat van vrees vir die Here, dis 'n woord wat ek dink ons beter ken. Vrees vir die Here beteken om Jahweh, die Joodse God, te dien. Wanneer Salomo die Spreuke skryf, het ons nog net 'n deel van die openbaring van God se verlossingsplan gesien, né? So ons is nou nog net 'n deel af met die Bybel. Ons weet nog nie hoe lyk die volledige verlossingsplan van God nie, maar ons vandag, na Christus se dae, en met die Nuwe Testament, en die volledige openbaring van God se verlossingsplan, ons kan onsself na ander verse wend om te sien wat dit is om God te ken. In Nuwe Testamentiese tye het ons die hele Bybel om raad te pleeg. Ek wil dis so effens 'n ompad neem na die Nuwe Testament, sodat ons Bybelse konteks kan hê, wanneer ons by die toepassing van Salomo se Spreuke kom. So blaai vir my na 1 Korintiërs 1 vers 10. 1 Korintiërs 1 vers 10. Terwyl julle soek, wil ek net 'n bietjie agtergrond gee, sodat julle kan verstaan wat hier gebeur. Ter opsomming, Paulus, wat die Korintiërs skrywer is, het 'n soortgelyke argument van wysheid en dwaasheid, wat hy vir die gemeente in Korinthe uiteensit. Die gemeente in Korinthe was verdeeld, en hulle het reusagtige meningsverskille gehad. Hoe los Paulus hierdie verskille op? Deur die finale bron van wysheid te verduidelik, sodat die Korintiërs kan verstaan met watter wysheid hulle meningsverskille kan oplos. Lees saam met my van 1 Korintiërs 1 vers 10. Ek lees die hele stuk sodat julle kan sien wat hierdie verdeeldheid is en hoe Paulus praat van wysheid en dwaasheid, maar ons gaan spesifiek fokus op die laaste paar verse. So ter agtergrond, ek pleit by julle broers, dit is in vers 10, in die naam van ons Here Jesus Christus, dat julle almal eensstemmig sal wees en dat daar nie verdeeldheid onder julle sal wees nie, maar dat julle volkome eensgesind mag wees met dieselfde denkwyse en dieselfde oortuiging. My broers, ek is deur Chloe-se mense ingelig dat daar twiste onder julle is. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan. Maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God, want daar staan geskrywe, ek sal die wysheid van die wyses tot niet maak en die insig van die verstandiges verwerp. Waar is die wyse man? Waar die skrifkenner? Waar die redevoerder van hierdie wêreld?
Het God dan nie die wysheid van hierdie wêreld dwaasheid laat word nie? Trouwens, deur die wysheid van God het die wêreld hom nie deur hulle wysheid leer ken nie. God het verkies om hulle wat glo te verlos deur die dwaasheid van die verkondiging. Die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. Ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir die nie-Jode 'n dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Want die dwaasheid van God is wyser as die van mense en die swakheid van God is sterker as die van mense. Broers, slaan ag op julle roeping. Menslik gesproke is daar onder julle nie baie wyse is nie baie invloedryk is of mense van adelike afkoms nie. Maar die dwaashede van die wêreld het God uitgekies om die wyses te beskaam en die swakhede van die wêreld het God uitgekies om die sterkes te beskaam en die onbelangrike en veragtelike dinge van die wêreld het God uitgekies, dit wat niks is, om wat wel iets was tot niet te maak, sodat geen mens iets het waarop hy hom voor God kan beroem nie. Deur hom is julle in Christus Jesus, luister weer hierso, deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons die wysheid geword het, wat van God kom, regverdiging, sowel as heiliging en bevryding. Daarom, soos daar geskrywe staan, wie hom iets wil beroem, moet hom beroem op die Here. Die woord hom hier aan die begin van vers 30, en as gevolg van hom, verwys binne die konteks na God. So Paulus redeneer, as gevolg van God, is jy in Christus Jesus. Hier is 'n orde wat ek wil hê julle moet raak sien. God wat wysheid is, stuur vir ons Jesus Christus, en Jesus word God se wysheid vir ons. Maar sien ook Paulus se verwysing hierso na die teks, in die teks na die woord wat geskrewe is. As ons orde hier voortsit, God is wysheid, hy stuur Jesus Christus wat wysheid van God geword het, en ons sien dat Paulus 'n geskrewe teks aanhaal daar aan die einde van die stuk, wat Jeremia 9 vers 23 tot 24 is. Die geskrewe woord is dis 'n plek waar ons God se wysheid deur Jesus Christus sien. Laat ek opsom wat ek sopas gesê het. Wysheid, of Salomo gebruik wysheid en dwaasheid om die konsep van keuse aan sy seun te wys. Sy seun kan in een van twee rigtings kies en daar's gevolge aan sy keuse. Maar Salomo het ook gesê dat jy wysheid begin vind wanneer jy God dien. Paulus gaan voort met hierdie lering wanneer hy vir ons hierdie struktuur gee. God, die oorsprong van wysheid, stuur sy seun Jesus om vir ons wysheid te word, en Jesus het hierdie wysheid vir ons in sy geskrewe woord nagelaat. En nou kan ons na 'n paar toepassings vir ons almal kyk. Kom ons kyk wat sommige van die keuses is wat ons het, en die gevolge. Eerstens, kan jy nie die wysheid ken waarvan God die uiteindelike bron is, as jy nie die Here Jesus ken nie. Met ons kennis van die hele verlossingsgeskiedenis, weet ons dat Salomo se woorde om die Here te vrees in sy dag, beteken vandag, om jou knie te buig voor God, te aanvaar dat ons as rebelle teen God, te aanvaar dat jy Jesus as jou verlosser nodig het, en jou knie te buig, en sy gesag in jou lewe in te roep. Vandag is 'n betekenisvolle dag, om te luister na hierdie oproep van wysheid, om jou lewe aan die Here te gee, en jou knie voor God te buig. Vandag soos alle ander dae is die Here besig om almal van ons te roep, om sy hoofskap te aanvaar, en om, as jy dit nog nie gedoen het nie, as jou verlosser in sy lewe in te nooi. As jy nie weet hoe om as jou verlosser in te nooi nie, kom praat met een van die ouderlinge of praat met my. Maar die eerste gevolg van hierdie teks wat ons vandag gelees het, is lewe of dood. Dis besonder belangrike gevolge. Maar as jy die Here ken, en dan voorheen as jou verlosser aanvaar het, is daar 'n klompie ander toepassings wat ons uit hierdie teks kan sien. Reg aan die begin van die preek het ons vasgestel dat hierdie lewe van ons 'n onsekere toekoms het. Ons weet nie wat hierdie lewe vir ons gaan inhou nie. Ons weet nie eers wat môre vir ons gaan inhou nie. Ons weet nie hoe enigiemand van ons die toekoms gaan verander nie. Ons weet nie hoe lank ons gaan lewe nie. Ons weet nie as jy jonk is hoeveel kinders jy dalk mag hê. En wat 'n stede of lande jy gaan bly eendag nie. Wat se uitdagings, toetse of swaarhede môre of in hierdie week oor ons pad kan kom nie. Maar die volgende wysheidsbeginsels wat ons uit die teks uitkry, gaan vir ons help om vastigheid te hê te midde van onvermydelike onsekerheid. Eerstens, maak wyse keuses. Elke tree van die lewenspad, deur ywerig na wysheid te soek, want ons kan dit kry.
Weer 'n keer kan julle vir my sê, dis mooi woorde, maar hoe moet ek hierdie wysheid soek en verkry? Hier's 'n paar praktiese riglyne. Soek wysheid deur die orde te gebruik wat ons vroeër in Paulus se brief gesien het. Soek God deur Jesus en sy geskrewe woord om wysheid te kry. Dit beteken bestudeer sy woord. Dit beteken ook bid tot God en vra God se gees om sy woord vir jou te help interpreteer. Dit beteken ook wees gewillig om onderrig te wees, soos wyse mense. Spreuke 9 vers 9 sê, gee aan 'n wyse teregwysing. Ek sê die woord teregwysing hier in as julle in julle Bybels volg, want dis wat die konteks beteken. Gee aan 'n wyse teregwysing en hy word nog wyser. Deel kennis mee aan 'n regverdige en sy geleerdheid neem toe. Hierdie vers praat oor die houding van die hart. Het die gesindheid om selfs tot op die einde van jou lewe na goeie onderrig te luister. En waar sal hierdie instruksie vandaan kom? Dink weer aan Paulus se raad aan die Korintiërs. Soek die uiteindelike bron van wysheid, God deur Jesus en sy geskrewe woord. So as enige een van ons onderrig ontvang uit die woord van God, dan moet ons harte, ons verstand en ons ore oopmaak en ons moet luister. En dan derdens, soek goddelike mense wat 'n pad met God gestap het. Mense wat jou kan help om hierdie goddelike wysheid te kan raak sien en jou daarin kan begelei. Ons moet tog vind dat daar's niks niets op aarde nie. As mens jonk is, dink jy kan nuwe goeders uitvind, maar hoe ouer jy word, hoe meer besef jy, hier is nie veel niets op aarde nie. Jy kan al die probleme wat jy gaan teekom, verstandig op hierdie manier hanteer. Salomo en Paulus gee vir ons goeie riglyne oor hoe om wysheid te soek. Mag die besluite wat ons en jy in jou lewe neem, spreek van wyse keuses. Maar daarteenoor moet ons besluite en optrede gereeld aan die teenpool van wysheid meet, die luidrugtige, onbesonne en weet niks dwaasheid. Dwaase kies om vrou dwaasheid te volg. So ons moet ook lewenskeuses maak wat nie later kan gesê kan word dat dit dwaasheid was nie. Net soos wysheid moet ons 'n paar praktiese riglyne hierso hê. Hoe erken ons of keuses dwaasheid is? Wel, as ons kyk na die teks, sien ons dat dwaase opsies is luidrugtig, hulle is verleidelik en hulle is leeg. Daar is nie wysheid nie, hulle is sonder wysheid. Hoekom jaag mense dwaase idees na? Wel, sommer baie verleidelike skemas en idees beloof kort paaie, vinnige winste en maklike resultate. So ons moenie dwaase besluite neem nie. Kom ek hersien net die toepassings voor ek die preek vir ons afsluit. Eerstens, ken die Here Jesus as jou saligmaker, sodat jy die wysheid van God kan verkry. Tweedens, maak wyse besluite deur met 'n gewillige hart na onderrig uit God se woord te luister. En derdens, hierdie is so maklik, maar dit is moeilik om te doen, moenie dwaase besluite neem nie. Maar laastens kan ons onsself bevind in 'n situasie waar dit steeds moeilik is om te besluit of iets wys is of nie. Ons mag baie stemme hê wat ons adviseer, soos die van familie of vriende, en dit help ons nie vreeslik baie om uit te werk wat ons moet doen nie. Dan kan ons onsself afvra, maar hoe herken ons wysheid in ons omstandighede? Wel, hier help die karakter van wysheid ons baie. Ons het in die tweede afdeling karaktereienskappe van wysheid gesien, wat gewys het hoe waardevol sy is. Hier is van die karaktereienskappe wat ons kan gebruik om wysheid te herken. Eerstens, is die fokus van jou keuse of omstandighede goud, silwer en aardse besittings? Maak eerder jou aardse keuses hoofsaaklik God se wysheid en nie om 'n goeie loopbaanbesluit te maak, nie om meer vir jou aftrede te spaar nie, nie om 'n beter lewenstyl kwaliteit te handhaaf nie. Dit is interessant dat Salomo hierdie keuse gemaak het toe God dit vir hom gegee het. Toe Salomo voor 'n keuse gestel was vir die Here, het hy wysheid gesoek om verstandig te kan reageer. En God het al hierdie ander materiële dinge vir hom bygegee. Wysheid sê dit actually in die teks ook, sy gee 'n erfenis aan diegene wat haar liefhet en haar prioritiseer. En dan klink die advies wat jy van al hierdie mense, hierdie ander stemme ontvang, soos die spraak van wysheid. Klink die advies edel, soos dinge wat reg is, die waarheid en regverdig. Is die woorde wat jy hoor nie krom of verdraai nie, en is daar nie boosheid te bespeer nie? Of klink hierdie advies wat jy hoor van mense, soos die vrou dwaasheid? Dis luidrugtig, verleidelik, leeg en onsinnig.
Soos het vroeër gesê, dat gevolg 1 van die keuse 1, gevolg 1 van jou keuse is of lewe of dood. Nou kan ons sê dat gevolg 2 van jou keuse gaan 'n wyse of 'n dwaase lewe wees of lewenskeuses wees. Dis liewe gemeente, ten slotte weet ons dat die toekoms onseker is. Salomo het vir ons vandag baie praktiese raad en ons vind dit in hierdie pragtige metaforiese uitbeelding. Hy vertel ons van die oproep van wysheid om haar karakter te koester en om die gevolge van jou keuses te ken. Gaan dus en wees vol vertroue oor die lewe se groot vrae. Buig jou knie voor God en aanvaar Jesus as jou verlosser. En gaan dan tweedens ook vir die wat die Here ken, 'n onsekere toekoms tegemoet, want dit is seker dat ons 'n onsekere toekoms het, met hierdie wysheidsbeginsels waarvan Salomo en Paulus ons leer. Kom ons maak ons oë toe en ons sluit ons af in gebed. Here, ons bid dat U ons sal help om die waarheid deur die woord te sien. Mag hierdie woorde deur U geseën word en elke hart bereik soos U dit vir vandag bedoel het. Here, help ons om hierdie dinge te doen waarvan ons gehoor het. Help ons om wyse besluite te neem. Help ons, Here, om nie na hierdie aarde te kyk en aardse dinge raak te sien nie. Maar help ons, Here, om by dit alles verby te kyk en wyse besluite te neem. Maar Here, so maklik soos wat dit klink om nie dwaase besluite te neem nie, is dit soms moeilik om dit nie te doen nie. En so ons bid dat U ook vir ons die krag sal gee om nie dwaase besluite te neem nie. Here, gee vir ons 'n liefde vir U woord en help ons om die wysheid daar raak te sien. Help ons, Here, deur die Gees om te verstaan wat dit is wat U vir ons sê wanneer ons die woord bestudeer. En dan, Here, help ons om met 'n gewillige hart te luister na wyse teregwysing uit die woord en uit mede-Christene, broers en susters se monde uit. Geef ons harte wat bereid is om te groei en, Here, U naam groot te maak deur 'n gewillige hart te hê. Ons bid al hierdie dinge in die naam van Jesus. Amen. Mag die God van wysheid en sy Seun Jesus Christus, wat vir ons wysheid geword het, en die Gees wat met ons is, julle naby wees in hierdie week wat voorlê. Mag julle sy wysheid naby ervaar soos wat hierdie week ontvou. Aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God ons verlosser kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid. Amen.